so lekker om by jou te wees. Vanoggend sit ek hier voor die groen muur. Die internet het nie so lekker opgevang vanoggend in ons studeerkamer nie, maar welkom in ons sitkamer en welkom by die plek waar ons gewoonlik ons preke en goed opneem. Hier voor die groen muur. Ons het 'n lekker koue naweek wat voor lê hier so in Nysna. Ek voel vir my die winter is uiteindelik hier. En dit is lekker om saam met jou vanoggend te kan begin. Dit lyk vir my ons is girls only vanoggend. Daar sien ek daarom vir Saret. Ek wou sê ek het net vir Larindi en Michelle en Tannie Veronica en Jolandi en Cathy gesien en Wilma, maar gelukkig is Saret nou daar. So Saret, jy's die haan onder die henne en ons mis vir Koos elke oggend as hy die eerste ding op is nie. Maar ja, jy's welkom om vanoggend die dag so saam met ons te begin. Net oor ons dienste, ons gaan later vandag 'n boodskapie uitstuur. Of jy het nou gister gehoor, Frans sê hy voel nie lekker nie. En hy het gister getoets vir COVID. Ons weet nou nie wat die uitslag gaan wees nie. So ons gaan kyk hoe dit gaan. Maar in elk geval het ons besluit om hierdie Sondag dan nou slegs aanlyn te wees. So ons gaan nie fisiese dienste hê hierdie Sondag nie. En dan kyk ons daarna hoe dit gaan, maar ek onthou dat ons verlede jaar, of die vorige kere, toe die beperkings op 50 gestaan het ons nie fisiese eredienste gehou, of in-persoon dienste gehou nie, en dalk gaan ons dieselfde roete volg hierdie jaar, dis so lekker te mekaar tyd, en ons vat hom soos hy kom, nee, hallo Gerard, nog 'n haan onder die henne, hy het gevoel, hy moet net môre sê, laat ons nie net dames is nie. Nou Fransjo het gister gepraat oor die wil van God, en as ons praat oor die wil van God, het hy gekyk na verskillende beginsels, en spesifiek dat God nie wil hê ons moet goedjies vir hom doen nie, dat dit nie die punt is dat as ons praat van 'n verhouding met God leef, dat hy net wil hê ons moet goedjies vir hom doen nie. Nou ek het twee gedeeltes, hallo Koos, ek het twee gedeeltes saamgebring wat ons kan lees wat gaan oor die wil van God, en die eerste is Matteus 6 vers 34 en dit kom uit die message uit wat ek vir jou wil leef. If God gives such attention to the appearance of wildflowers, most of which are never even seen, don't you think he'll attend to you, take pride in you, do his best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. Give your entire attention to what God is doing right now, and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things comes up when the time comes. En wat spesifiek vir my uitgestaan het is vers 34 wat sê, fokus op wat God besig is om vandag te doen. Jy hoef nie so opgewerk te word oor wat môre mag gebeur of nie mag gebeur nie. God gaan jou help om deur dit te gaan, wanneer dit ook al kom, as die moeilike tye kom, is God daar, en hy gaan jou daardeur help. En dan wil ek 'n volgende gedeelte vanoggend vir jou lees, en dit kom uit Matteus 11, uit ook 'n message wat sê, Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Nou hierdie twee gedeeltes wat vir my altyd nog uitstaan en altyd nog 'n groot rol in my lewe speel. Nou baie keer ons is mos nou besig om te praat oor die wil van God. Dan het ons hierdie prentjie van die wil van God, dat God voor ons gebore is, hierdie nou paadjie vir ons elkeen uitgestippel het. En in hierdie nou paadjie is dit waar ons gaan skool gaan, wie ons ouers gaan wees, en dan uiteindelik wat ons beroepe gaan wees, met wie ons gaan trou, en watter dorp ons gaan woon, en watter skool ons kind gaan wees, wie die mense is wie ons gaan ontmoet. En tot in die haarfynste detail het God se wil 'n klein nou paadjie vir ons lewens beplan. Maar dit skep baie moeilikheid.
Want jy sien, as dit die waarheid is, dan beteken dit net so, kan ek afwyk van hierdie plan. En wat gebeur dan? Wat gebeur wanneer ek afwyk van hierdie plan af? Dit is nou vreeslik gruwelik, maar dit laat my eintlik aan die Saw flieks dink. Die Saw flieks waar daar iemand is wat agter die skerm sit en daar's haarfyn 'n baie detail plan beplan hoe om uit hierdie ding uit lewendig te kom. En ons werk is om te probeer uitfigure wat God se idee is en wat God se haarfyn plan is. Anders mis ons die bus heeltemal. Nou as ek Matteus 5 en Matteus 11 lees, dan lyk dit nie vir my asof dit is hoe God werk nie. God se wil vir ons begin altyd by, wat God se wil is God se wil vir jou, hy wil in 'n liefdesverhouding met jou wees. Hy wil saam met jou die lewe doen. Hy wil saam met jou die lewe aanpak. En hy wil dit dag vir dag saam met jou doen. Hy wil dag vir dag jou leer hoe om te leef. Hy gee vir ons die wysheid, dag vir dag, om besluite te kan neem. En partykeer, en ek het dit in my eie lewe al beleef, gee God vir ons opsies. Hy gee vir ons opsies waar ons kan besluit, waar jy was al in jou lewe dalk gewees, waar jy kon besluit, gaan ek hierheen trek of soontoe trek. En albei moontlikhede is doenbaar. En uiteindelik kan jy besluit, en jy kan saam met God besluit watter opsie die beste vir jou is. Dalk het jy in jou loopbaan 2 verskillende rigtings gehad wat jy kon volg. En jy kon besluit oor watse rigting jy volg. Jy kon vir God gevra het vir wysheid en besluit het watse rigting jy volg. Jy sien, as ons begin dink aan God aan daai haarfyn plannetjie en in detail God wat die pad vir ons beplan het, dan raak ons maklik op 'n plek waar ons sê, o, jene, ek het nou afgewyk van hierdie plan van God af, ek is nou buite God se wil, ek is buite sy seën, ek is buite sy guns, en daarom moet ek 3 tree teruggee. Daarom moet ek van beroep verander, of daarom moet ek die plan volg wat ek toegevolg het, of daarom, wat as ek nie die regte kinders het nie, wat as ek nie, wat as dinge nie is soos wat dit veronderstel was om te wees nie. En dit skep eintlik net angs, terwyl God sê, I want to learn you how to live freely and lightly. Come learn the unforced rhythms of grace. Leer ken God, leer ken hom, leer ken hoe hy werk, wees in 'n liefdesverhouding met hom, en sy wil sal uitspeel in ons lewens. Ek hoor nou die dag die beeld wat iemand hiervan sê, en hulle sê dat 'n boer het hom eendag gebel en vir hom verduidelik waar hy bly. En toe het hy vir hom gesê, okay, jy vat hierdie rigting, jy vat die R21 en jy ry totdat jy die afdraai kry wat hierdie spesifieke naam het, en dan draai jy daar links en dan ry jy vir 3 kilometer reguit tot by 'n klip en dan draai jy regs. En nog 2 kilometer tot by 'n boom en dan draai jy links en dan gaan jy deur 'n spruitjie, en na jy deur die spruitjie gegaan het, dan gaan jy regs. En die persoon wat geluister het, skryf in detail al hierdie goedjies neer, en hy ry toe, en hy kom by die boer uit. Maar op 'n volgende geleentheid het die boer langs hom gesit, terwyl hy na die plaas toe gery het. En terwyl die boer langs hom sit, het die boer vir hom verduidelik, het hy met baie minder angs daar gesit, hy het gery, 'n ander pad, die boer het 'n ander pad na sy plaas toe gery, en hy kon net sê, okay, gaan links hier, okay, volgende afdraai gaan jy regs, en so kon hy uitgekom het by die plaas. Die boer was toe die padkaart, en die eerste beeld was die padkaart 'n neergeskryfde ding, en die tweede een was die boer die padkaart. Wat sê Jesus vir ons, ook in Matteus? Hy sê nie net, ek gee vir jou die padkaart nie. Hy sê nie vir jou, ek gaan vir jou verduidelik in watter rigting jy moet ingaan nie. Hy sê vir jou, ek is die weg, ek is die padkaart, ek is die waarheid, ek is die lewe. Die weg na die Vader toe, doen jy saam met my, en dit wat hy oor jou pad bring, gaan hy vir jou toerus om te kan hanteer. Hy gaan vir jou toerus op die pad vorentoe om dit te kan hanteer. Maak dit jou nie vanoggend opgewonde om dit te kan hoor nie. En dan kan ons rustig wees, want God gaan, soos François gister gesê het, op die regte tyd, as ons in hierdie liefdesverhouding saam met hom is,
gaan daar uitdagings op ons pad kom, en soos jy hom leer ken, gaan hy jou dalk baie uitdaag om groot tree te neem vir hom en vir sy koninkryk. Maar sy belofte van Matteus 6 bly, waar hy sê, jy hoef nie jou daarmee te bemoei oor wat jy gaan hê en gaan jy genoeg hê en gaan hy vir jou sorg nie. Hy sê, people who don't know God and the way he works fuss over these things, but you know both God and how he works. Steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find your everyday human concerns will be met. Kom, ek gaan vanoggend vir jou bid. En ek gaan vanoggend saam met jou God vertrou om vandag vir jou die wysheid vir vandag te gee. En dat ons hom vandag kan leer ken. En dat in vandag hy vir jou genoeg is. Here Jesus, dankie dat ek vir elkeen kan bid wat nou en gedurende die dag en selfs môre en oormôre, Here, inskakel op hierdie oordenking. Vader, ons aanbid U as ons koning en as ons verlosser. Here, en ek wil kom bid dat ons vandag net op U sal vertrou vir vandag. Here, dankie vir die wysheid wat U vir ons gee. Dankie dat U ons wysheid is. Jesus, dankie dat U ons padkaart is en dat as ons die padkaart beter wil leer ken, kan ons net U beter leer ken. Dankie dat U vir ons voorsien in elke dag wat ons elke dag nodig het. Ons loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê.